Goeiedag sê elke luisteraar wat ingeskakel is by die program van Evangelis Nathan Besaidnout. Baie dankie vir julle wat altyd aangeskakel is by hierdie program. Ek wil elkeen groet vandag wat onder die geklank is van my stem en ek wil hê die woord van die Here moet u opgewonde maak en ek en u moet opgewonde raak wanneer ons op pad is na die huis van die Here toe en ek wil graag hê u moet hierdie boodskap vandag deel op alle platforms van julle waar julle op is. Kom ons sê die boodskap sodat iemand anders ook kan bereik word. Jy is dalk nie vandag 'n prediker nie, meneer en mevrou, maar net die feit bly staan dat jy die boodskap deel met iemand anders en dat die share met iemand anders kan ons iemand anders ook bereik. Ons moet verstaan dat die woord van die Here sê dan uitdruklik, dis die goedertierenheid van die Here wat mense na die Here toe lei. En ons is vandag hier om te vergader rondom die woord van die Here. En die woord van die Here moet ek en u opgewonde maak, omdat ons weet die woord van die Here verander ons lewe en verander ons omstandighede. En ek wil vandag lees uit een skrif uit. Ek wil een skrifgedeelte net lees vandag en 'n bietjie diepte praat oor hierdie gedeelte. Jeremia 1 vers 5. Ek wil net Jeremia 1 vers 5 lees vandag. Voordat ek in jou moederskoot voordat ek jou in die moederskoot geformeer het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Ek het jou 'n profeet voor die nasies gemaak. Ek wil praat oor 'n titel vandag. Die Here ken jou. Mense kan dalk sê hulle ken jou. Jou vrou kan sê sy ken jou. Jou familie kan sê sy ken jou. Jou ma kan sê sy ken jou. Maar die Here ken jou. En as die Here jou ken en hy die laaste sê oor jou lewe, dan maak iemand anders se opinie omtrent jou lewe is nie van so belang soos die opinie van die Here nie. Die Here skryf in die woord van die Here in Jeremia 1 vers 5 en hy sê, voordat ek jou formeer het, voordat jou ma en pa gedink het aan jou, voordat daar 'n gedagte gekom het in jou ma en jou pa se gedagtes van jou, het die Here jou alreeds geken. Voor die grondlegging van hierdie wêreld het die Here jou alreeds geken en jou lewe is in die hande van die Here. En ons leef in 'n tyd, familie en vriende, wat gangsters teen mekaar opstaan en sê, jou lewe is in my hande. Ek kan jou nou van die kant vat. Ek kom vandag en ek verbreek daardie gees van verwarring oor ons gemeenskap, oor ons mense. Die Here ken jou. Hoor my mooi, die Here ken jou en daarom moet ek en u oppas hoe ons beweeg op die pad van die Here. En die Here ken jou. Die woord sê, voordat jy in jou moederskoot was, het die Here jou alreeds geken. Hy het geweet van die hoogtepunte, hy het geweet van die laagtepunte. Hier is iemand vandag wat ingeskakel is by die program en hy blameer homself vir waar hy gaan en baie voel vandag te neergedruk en hy of sy het 'n lae selfbeeld oor hom of haar. Maar hoor die woord van die Here ken jou en die vyand wil hê jy moet sleg voel oor jouself, jy moet voel soos 'n niks werd, jy moet voel soos 'n swart skaap, jy moet 'n lae selfbeeld hê oor jou. Hoor vandag die woord van die Here ken jou. Iemand moet sê, die Here ken my. Voordat ek in my ma se moeder skoot was, het die Here my geken. Voor hierdie grondlegging van hierdie aarde het die Here Evangelis Nathan Besaidnout geken. Hy het geweet my hoogtepunte wat ek in die lewe gaan bereik en hy het geweet my laagtepunte wat ek in die lewe gaan bereik. Hy het geweet van my ja's in die lewe. Hy het ook geweet van my nee's in die lewe. Hy het ook geweet wat ek gaan wen in die lewe. Hy het ook geweet wat ek gaan verloor in die lewe. Want hy het my geken en hy het voorsiening gemaak vir my.
Wanneer 'n ma geboorte skenk aan 'n seun, of wanneer 'n ma swanger is met 'n seun of 'n dogter, dan gaan die paartjie die huis gereed kry. So wanneer die ongebore baba gebore word, laat die babietjie na 'n stabiele huis toe kom, dat die babietjie kom na 'n huis toe waar die babietjie sekuriteit het. En dis hoekom die Here eerste alles vir ons reggemaak het voordat ons in die lewe gekom het. Dis hoekom hy sy seun gestuur het 2000 jaar terug om aan die kruis van Golgotha te gaan sterf. So wanneer ek en u gebore word, en die woord sê ons word in 'n sondige wêreld ingebore, maar tot op ons geboorte het die Here ons geken. Wat vir my uitstaan uit hierdie gedeelte dat die Here my ken. Ek het dit nooit in my hele lewe het ek gedink dat 'n ouetjie uit die aarde, 'n ouetjie wat nie goed groot geraak het met baie geld in 'n huis nie, het ek nooit gedink dat ek op kruis kyk, TV sal kom nie, maar die Here het my geken. Die Here het geweet waardeur ek sal gaan. Die Here het geweet jy kan jou geloof behou. Die Here het geweet jy kan standvastig staan in jou geloof, want die Here ken jou. En daarom het hy sy seun gestuur om aan die kruis van Golgotha te gaan sterwe vir ek en u. En ek wil jou vandag bemoedig, ek wil jou sê, voordat jy in jou moederskoot was, het ek jou gevorm, ek het jou geken. Voordat jy uit die liggaam uit voorgekom het ek jou geheilig. Uit jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Ek en u is gebore om nie stil te sit nie. Ek en u is nie gebore soos Lot se vrou om 'n soutpilaar te raak en net die hele tyd daar te staan nie. Maar ons is gebore om vorentoe te gaan in die lewe. En ons is gebore om die evangelie vorentoe te vat. Daarom skryf die woord van die Here in die boeke van die Bybel, skryf hy, die evangelie is 'n blye boodskap. Daar's baie mense wat nie in kerke kom nie. Daar's baie mense wat net by sy huis sit, wat seer gekry het. Stel jou vandag beskikbaar deur te sê, ek weet dat die Here my ken, en omdat die Here my ken, gaan ek seker maak, ek gaan vandag uit, en ek gaan vertel iemand anders van die Here, en ek gaan tel daai persoon op, wat geval het, wat in die verlede vasgevang is. Ek gaan tel hom op, deur my teenwoordigheid, my beskikbaarheid, stel ek vandag aan daardie persoon, en ek gaan sê vir hom, ek het die skrif raak gelees, wat sê, voordat jy in jou moederskoot was, het die Here jou geken. Die is nie jou bestemming waarin jy nou sit nie. Staan op, was jou weer, maar jy het direkte toegang om vandag met die Here te praat en te sê, Here, ek kom vandag net soos ek is, want die Here het al reeds voorsiening gemaak deur sy seun te stuur om aan die kruis te sterwe. Nou sê hy, ek het jou geheilig, daarom het hy sy Heilige Gees gestuur om ons te leer en ons te onderrig. Daarom skryf Psalm 32 vers 8 die gedeelte, ek wil jou leer, ek wil jou onderrig, ek wil jou die pad wys waarop jy moet loop. Die Here ken jou. Hoor my vandag, die Here ken jou. Meneer en mevrou, die Here ken jou beter as wat jy jouself ken. Moenie opgee nie. En maak seker dat ek en u in 'n opregte verhouding met die Here wandel. Van ek en u behoort aan die Here. Volgens die boeke van Johannes 1 vers 12 sê die woord van die Here, en almal wat die Here Jesus Christus aangeneem het, het hy die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. Die Here het ek en u op hierdie aarde geplaas
sodat ons die aarde kan bewerk, 'n voorbeeld kan wees. Hy is nie meer op aarde nie, hy het sy Heilige Gees gestuur, en sy Heilige Gees woon in ek en u as persoon. En ek en u moet vandag mense vertel van die goedheid van die Here. Hoe lief die Here jou het, dat die Here sy seun gestuur het, om aan die kruis te sterwe vir ek en u se sondes. Ek wil jou vandag bemoedig deur jou te sê, die Here ken jou. Ja, die Here ken jou. Ek sal jou nooit begewe, of ek sal jou nooit verlaat. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Voordat jy meneer, voordat jou afvallige kind wat in die rehab is, wat in die gevangenis sit, die Here het hom geken. Die Here het hom gereinig, die Here het hom geheilig. Al wat ek en u moet doen is om uit die slaap uit wakker te skrik en wakker te word en die woord van God te glo wat sê, hy het my geken voordat ek in my ma se moederskoot was. En omdat hy my geken het, as my oog, sy oog is op jou lewe en elke beweging van ek en u neem hy op, soos die kamera opname, hierdie program se opname vandag opgeneem word, so neem God elke beweging in jou lewe neem hy op. En mama, elke traan wat u gestort het, neem die Here op. Die Here weet van jou. Hy sal jou nooit alleen laat nie. Hy het eers alles voorberei voor hy jou in die lewe gebring het. En ek wil jou vandag bemoedig deur jou te sê, hy het jou gemaak as 'n profeet oor die nasies. Stand your ground. Suid-Afrika, kom ons vat hande en sê no more competition. Ons kom in posisie en ons kompeteer nie. Ons kom in posisie en ons bring mense wat van balans af is, weer in balans, deur hulle te vertel van die goedheid van die Here. Vader, ek kom vandag, ek bid vir elke luisteraar wat ingeskakel was. Here, ek bid vandag, Here, dat u ons sal help in die tyd om gefokus te bly. Here, baie dankie voordat ons nog gebore was, het u alreeds alles wat ons nou in die lewe sien, geniet, het u alreeds vooraf voorsiening gemaak vir ons, Here. En help ons, Here, om te sien hoe u ons sien, Here. Help ons, Here, om nader na u toe te beweeg, Here. My gebed is, Here, ek bid, Here, dat u deur hierdie program, Here, mense se lewens sal verander en dat mense sal besef, Here, dat hulle moet nie 'n lae selfbeeld oor hulle het nie. Ek verbreek dit vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, word dan verder verheerlik in Jesus naam. Amen.